Goeiemôre almal, dankie. Dankie band, dankie sommer net dat ons kon God se naam groot bring en ek hoop julle almal het 'n lekker naweek gehad en ek het 'n geleentheid gehad om gister weer vir 'n bietjie vir 'n eendag hike te gaan en ek het nou vra die ouens hoe voel my bene en ek was sharp, ek was fine totdat ek hierdie trappie moes klim. Toe voel ek is bietjie stywer as wat ek gedink het ek is, maar ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad. En ons, dit is vakansietyd, maar ek besef dat nie almal het die geleentheid en die voorreg om op verlof te gaan tydens hierdie tyd nie. En my gebed dat al is dit 'n besigheidsseisoen, al is dit 'n moeilike seisoen, al kan jy nie wegbreek nie, klomp goed wat in jou lewe gebeur, mag daar nog steeds 'n geleentheid wees in hierdie tyd van die jaar, dis winter, dalk 'n kombersie oor te sit en stil te wees vir die Here en stil te word vir hom en te weet dat hy God is en dit is my titel vir vanoggend is wees stil en weet wie God is. En ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons in die psalms ingaan, so ek het die voorreg en die geleentheid om vanoggend Psalm 46 saam te bestudeer. Ons gaan deur hom werk, vers vir vers, strofe vir strofe, en ons gaan vra vir die Here om deur hierdie psalm ons te bedien en mag ons 'n verrykende ervaring kry van wie God is vanoggend. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Gideon en ek is een van die pastore hier, ek is hoofsaaklik by die aanddiens, maar dit is altyd vir my lekker om hierdie oggend te preek en weer my Afrikaans uit te haal. As hy lekker, kom ek, ons gaan dit vanoggend so bietjie anders te doen, so gewoonlik wil ons graag deur die skrif lees, maar vanoggend gaan ons dit stuk vir stuk deurwerk, so ek wil graag vir jou 'n geleentheid bied om jou Bybel uit te haal, jou notaboekie uit te haal, en dan gaan ons hom saam deurwerk, en dalk gaan jy na my verse daarbo sien, ek preek vanoggend uit die 20 vertaling, die Afrikaanse 2020 vertaling, en wat ek gesien het, soos wat ek geswat het, hierdie stukkie, is dat die verskillende vertalings het hom anders te genommer. So dit gaan dalk bietjie deur mekaar raak as jy dalk nie hierdie vang nie, maar vir my begin my eerste vers by die beskrywing van hierdie psalm. Maar ander vertalings begin wanneer hy die psalm lees. So net sodat dis 'n bietjie net van 'n heads up as ek sê vers 1, dan lyk dit dalk anders as jou vers 1, maar die woorde behoort sin te maak. En ek sal ook op die bord sit. So hy begin in vers 46 sê hy, vir die musiekleier van die Koragiete op jong vroue 'n lied. Sê dit is my vers 1. Okay. So wat ook al jou vers 1 is, nou weet jy waar ons is. Daar is my vers 1, so nou moet jy 'n paar aanpassings maak om te weet waar ons is vanoggend. Is julle reg? Great. So wat gaan nie aan vers 1? Koragiete, wie is die Koragiete? Koragiete was verantwoordelik om te aanbid, hulle was soos wat Eugene en die span was, worshipleiers, musiekleiers, hulle het hierdie mooi lied vasgevang en soos ons hom gaan deurwerk, gaan dit dalk vir jou bekend klink, maar mag God vir ons wys wie hy is en mag ons weet, wees stil en mag ons weet wie God is. So ons gaan van daar af aangaan, dit is 'n lied, so dit moet gesing word, ek gaan hom nie vanoggend sing nie. Sorry, hulle betaal my nie genoeg vir dit nie. So ek gaan hom net preek, right. Die Jean sê hy sal sy stem bietjie dik maak daar. Okay, dan gaan ek hom dalk sing, maar hy sê dis 'n lied, so wanneer het hulle hierdie lied gesing? Hulle het hierdie lied gesing na 'n oorwinning, dis soos 'n oorwinningslied, dis amper soos ons, daai liedjies soos ons sien hom in die glorie van die almag van, as ek sal hom vir jou sing, so dis 'n tipe liedjie wat hulle gesing het na oorlog. Hulle het hierdie oorlog gewen, dan sing hulle, herinner hulle self van, hierdie is 'n oorwinningslied. Ons het gewen, die vyand is verpletter. En dan sing ons hierdie liedjie en ons sing van God se grootheid. So kom ons klim in hierdie psalm in vers 2. God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te finde. Hierdie is wie God is. En my eerste punt vanoggend is, God is vir ons. God is vir jou, hy is vir jou, hy is vir ons, God is vir ons. Hoe is hy vir ons? Hy is vir ons 'n skuilplek,
'n plek wat ons skuiling vind, 'n plek van veiligheid, 'n plek wat ons beskerming vind, 'n skuilplek. God is ons skuilplek. Nie net dit nie, maar hy is 'n bron van krag. God is ons bron van krag. En dan sê hy daar, hy's 'n hulp in benoudheid. Is hy 'n hulp en hy is altyd te vind. En ek het probeer dink oor wat iets waaroor ek nogals benoud oor kan raak. Wat is iets waaroor ek kan stres, iets waaroor ek kan worry, iets waaroor ek kan benoud raak. En daar's 'n klomp goed en daar's dalk goeders in jou lewe wat jy dalk in hierdie oomblik bietjie benoud oor is, bietjie angstig, bietjie stres, bietjie wonder, jy weet nie lekker wat jy hier gaan doen nie. En ek het gedink aan wat's die ergste ding wat in my lewe kan gebeur. Okay, ek gaan daar gaan. Wat is die ergste ding wat in my lewe? En vir my, as ek nou dink, Here, die ergste ding, moenie hierdie toelaat nie, moenie hierdie doen nie. Wat is die ergste ding? Is daar as daar iets gebeur met my familie? En die meeste van julle sal ook saam sê, as daar iets met my seentjie gebeur, dis ek wil nie iets hê met hom gebeur nie. Dis die ergste ding. As daar iets met my vrou gebeur, as daar skade aan haar gedoen word, dan is dit vir my erg. Dit is my sleg. En wat hulle hier doen, die Koragiete wat hier skryf, hulle praat van, hierdie is wie God is, so daar's al hierdie slegte goed wat kan gebeur, maar weet ons wie God is. En daar's 'n rede hoekom jy mag benoud wees, want dit is sleg. Maar hierso sê hy, as hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Selfs in jou slegste sleg is hy te vind. En dis so die mooi prentjie van wie God is hy steek nie homself, hy speel nie wegkruipertjie nie. Hy is altyd te vind, hy maak homself beskikbaar. Die Engels, God is frank, hy is oop met ons, hy hou nie homself terug van ons nie, hy is altyd te vind. En omdat ons weet wie God is, hy is ons skuilplek, hy is ons bron van krag, hy is ons hulp, dan daai volgende woord, daarom. En dit is so 'n mooi woord, want dit is so 'n natuurlike gevolgtrekking. 'n Natuurlike gevolgtrekking as hierdie wie God is, hy is my skuilplek, hy is my hulp, hy is my bron van krag. Daarom sal ek nie bang wees nie. Hy sê, daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud en die berge wankel in die hart van die see nie. Sy waters, hy praat van die aarde se waters, kan maar woed. Dit kan maar skuim, dit kan maar rof gaan, die berge kan maar bewe in sy dreuning. Dit skets hierdie prentjie van 'n katastrofie. Dit is erg. Hy beskryf sy ergste ding. Die Koragiete beskryf, wat is die ergste ding? Is as hier nou 'n aardbewing gebeur en alles val in mekaar in hierdie berg wat ek benoem het agter my kleinseun, hy val in, hy's weg. Dit was die ergste. Hulle praat so in 'n hiperboliese taal, stemtoon. Die ergste goed wat kan gebeur. Hy sê, selfs al gebeur die ergste nie, sal ek nie bang wees nie. Hoekom? Want ek weet wie God is. Hy is my skuilplek. Hy is my bron van krag. En hy is my hulp. Daarom is 'n gevolgtrekking van wie God is. As gevolg van ons weet wie God is, gebeur al hierdie goeders en ek sal nie bang wees nie. So, selfs al skud die aarde, die berge wankel in die hart van die see, en sy waters kan maar woed, kan maar skuim, die berge kan maar bewe en dreuning. En dan kom vers 5 wat sê, daar is 'n rivier. En as hierdie sterk kontras tussen hierdie aarde wat uitmekaar uitval en kan val, maar daar is 'n rivier. Daar's 'n rivier. Hy sê, daar is 'n rivier, sy watervore verskaf vreugde aan die stad van God, die heiligste woonplek van die Allerhoogste. En wat interessant is van Jerusalem, as hy praat van die stad van God, dan praat hy van Jerusalem, hy praat van hulle stad. Hierdie is God se stad, daar waar hulle self vind, God se stad. En hy praat van hierdie rivier, en wat interessant is van Jerusalem, is een van die muntstede wat nie 'n groot rivier het, wat wel deur hom vloei nie. Daar is nie 'n rivier deur hom nie, so ander stede het 'n rivier, en dit maak sin om 'n stad by 'n rivier te bou, want dit skep voorsiening, daar's kos wat jy dan kan maak, jy kan jou klere was, daar's klomp
praktiese, basiese behoeftes, dit skep veiligheid, skep vrede, dit is wat 'n rivier vir jou bied, maar Jerusalem het dit nie. So wat is die rivier wat hy dan hiervan praat? Hy sê, daar is 'n rivier en sy watervore verskaf vreugde aan die stad van God, die heiligste woonplek van die Allerhoogste. En dan gaan hy in vers 6 aan, hy sê, God is in haar midde. So wat is die rivier? Dis God. Dis God se teenwoordigheid. Wat hou hierdie stad van God veilig? Wat is die rivier? Dit is God homself. Hy sê God sal haar help. Hy praat van die stad, die haar. God sal die stad help wanneer die oggend aanbreek. Dat op God se manier beskerm hy. Soos wat 'n rivier vir 'n stad sou beskerming, veiligheid, vrede bied, so bied God sy teenwoordigheid vir Jerusalem en vir God se mense. So die rivier is 'n teken van vrede, 'n teken van voorsiening, is 'n metafoor vir veiligheid. En God is die rivier vir Jerusalem. So ander stede het 'n rivier wat fisies is, maar Jerusalem se rivier is God, sy teenwoordigheid, sy krag, sy wese. En op dieselfde manier is God is die rivier vir sy kerk. Dat vir ons, dit is 'n toepassing vir ons, is wat, ons het nie 'n rivier wat hier deurloop nie, maar ons het God se teenwoordigheid, ons het God se hulp, ons het God se vrede, ons het God se sekuriteit, ons het God in ons. Dit is my tweede punt, dat God is in ons. Dat ons het God se teenwoordigheid in ons. En hoekom sal ons sterk bly, is want God is in ons. Hoekom sal hierdie stad sterk bly, want God is in hom. So hoekom sal jy sterk bly? En dan, my vraag is, weet jy dat God is in jou? En Johannes 7 vers 38 praat hiervan, hy sê, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit is so 'n mooi prentjie van die Heilige Gees wat in ons kom, wanneer ons redder en ons aanbid God, is daar hierdie Heilige Gees wat in ons kom, en ons het nou 'n hele Heilige Gees reeks voltooi, so julle kan weer nou dit geluister, maar dis die Heilige Gees wat in ons is, wat hierdie vrede, wat hierdie sekuriteit, wat hierdie beskerming vir ons wys, dat God is in ons. God is in ons. So hoekom bly ons sterk? Want God is in ons. Wat so mooi is van daai vers, ek gaan weer teruggaan na vers 5 sê, hy sê, sy watervore verskaf vreugde aan die stad van God, die heiligste woonplek van die Allerhoogste. God is in haar midde, sy sal nie wankel nie. En dit is dieselfde woord wankel was in die vorige strofe wat hy gepraat het van, selfs al skud die aarde en die berge wankel, hoor hulle weer wankel, en hierso weer, omdat God in haar midde is, sal sy nie wankel nie, die stad, en dan dieselfde tot God se kerk. As God in haar midde is, in die kerk se midde, dan sal ons nie wankel nie. Ons het God in ons midde nodig, en God is in ons. God is in ons. Hy praat daar vers 7, gaan hy verder, sê, die nasies was onstuimig, die koninkryke het gewankel, hy het sy stem laat hoor, die aarde sidder. So dit praat van hoe die nasies is onstuimig, en dit praat van al die vyande, al hierdie vyande rondom hulle was onstuimig, en die koninkryke het gewankel, en al wat God nodig gehad is om sy stem, ek wil sê lig, maar dit klink so 'n bietjie aggressief, hy het net sy stem laat hoor, en die aarde het gesidder, die aarde het geskit. En dit wys net hoe groot ons God is, hoe sterk hy is, met sy stem het hy die hele aarde geskep, met 'n woord van God, met wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. En op dieselfde manier is God nog steeds almagtig, en as daar vyande teen hom is, laat hy net sy stem laat hoor, en die naaste sidder, die aarde sidder, hulle smelt, hulle skud, met sy stem. Net sy stem is nodig om orde te bring. Al wat ons nodig het is God se stem. So God is in ons, en daarom is ons sterk. En dan, derde is, God is met ons. En hier is die koorgedeelte vers 8, wat sê, die Here,
heerser oor alle magte, is met ons. God is met ons. Hy is 'n toevlugsoord. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Ek gaan dit weer sê, die koorgedeelte sê, die Here, heerser oor alle magte is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. En julle sal hom sien, hy rol weer aan die einde. En dit is so mooi gesê, en die Here, heerser oor alle magte, is in Hebreëus net 2 woorde. Die Here, soos Jehovah, Elohim, dus Jehovah, en daar's verskillende maniere om dit te spel, die Here, en dan heerser oor alle magte is een woord, Sabaoth. En dit verwys na die Afrikaans is eintlik so mooi, want hy gee die hele beskrywing vir wat daai een woord sou beteken. Hy is die heerser oor alle magte. So, alle magte is letterlik wat dit sê. God heers oor alle magte. So dis alle magte, so elke liewe weermag wat ons het op die aarde, God is bo hulle. Okay, dink aan die vloot, dink aan die weermagte, dink aan die lugmag, dink aan almal, God is bo hulle. Maar wat God eintlik is, hy is oor die hemelse magte ook, en al die magte wat ons nie eers kan sien nie, God is bo hulle ook. So dink aan al die engele magte, alles in die geestelike wêreld. God is bo dit alles. So wanneer hy sê Jehovah Sabaoth, die Here heerser oor alle magte, wat hy sê is God is bo alles. God is bo alles, maar hierdie God wat bo alles is met ons. Hy is met ons. En dan gaan hy verder sê, hy is 'n toevlugsoord. En dit is eintlik so 'n mooi woord, want hy kon gesê het weer, hy is 'n skuilplek, en sekere vertalings gebruik daai woord weer, maar hier is die Koragiete baie spesifiek en te sê, hy is 'n toevlugsoord. In die Engels praat van 'n strong tower. Dit is jy gaan terug na hierdie oord toe, en dit is soos 'n hoër posisie. Dit is om hier op te gaan, en ek het 'n hoogte voordeel. Daar's 'n toevlugsoord, daar's 'n hoogte voordeel. Dis 'n strategiese aanvalsposisie wat jy kan inneem in hierdie toevlugsoord. Daar is 'n toevlugsoord vir ons in God. En dan sê hy die God van Jakob vir ons. En dis 'n frase wat baie keer herhaal word, God van Jakob, God of Jacob. En mens moet so 'n bietjie onthou wie Jakob was, en ek gaan julle net 'n bietjie herinner dat Jakob was 'n interessante karakter. Hy was 'n bedrieër. So hy het so 'n bietjie snaakse paadjie gevat, en hy het gevat wat nie syne was om gevat te word nie, en hy het by sy broer Esau gesteel en sy pa bedrieg. En as jy nou aangaan met Jakob se storie, is hy het met die Here gestoei. En ek dink as daar een ding is wat jy nie moet doen nie, is dit. Dit klink bietjie scary. Maar hy het gestoei met die Here, en wat Jakob vir ons wys is dat God het met hom gestoei, is dat dit wys vir ons dat God het gekom na mens toe. Hy het betrokke geraak, hy het naby geraak met Jakob. Nie net dit nie, maar Jakob het hierdie transformasie gehad van sy naam het verander, hy was toe weer herstel in God se plan, en sy plan met voorsiening vir al die nasies, dat deur Jakob gaan daar 'n blessing wees vir alle nasies, 'n seën wees, en dit wys dat God het genade. Selfs al is jy bedrieër, selfs al draai jy weg van die Here, selfs al stoei jy met God, daar's iets wat die Here met jou gaan doen, en hy bring 'n transformasie, en daar's genade, daar's 'n verandering, daar's 'n transformasie wat gebeur. En dit wys dat hierdie God wat heerser is oor alle magte, hy is die God van Jakob. So dit beteken, hy bly by sy beloftes. Hy bly by wie hy sê hy is. Deur eeue, hulle het hierdie stories vertel, God van Jakob, soos my oupa groetjie se oupa groetjie se oupa groetjie, hy het 'n belofte gegee daar. En al het my oupa se oupa groetjie droog gemaak, is hy is nog steeds faithful, hy bly by sy woord. Hy is 'n God wat bly by sy verbond. So hierdie hele koorgedeelte, die Here, heerser oor al die magte, is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons.
Dis so 'n mooi koorgedeelte wat wys dat hierdie almagtige, sterk God, hierdie God wat bo alle magte is ook intiem. Hy is met ons, hy is by ons, soos wat hy was met Jakob. So dit is God wat God is oor die gemeenskap, oor al die magte, maar hy is ook 'n individuele God. Dat hy kom na die individu toe en hy bring transformasie soos met Jakob. So dis die koorgedeelte en dan gaan hy verder en sê, kom, kyk na die dade van die Here. Hy wat skrikwekkende dinge op aarde doen, dis vers 9 en dan vers 10, wat oorloë laat ophou tot aan die einde van die aarde. Hy boë breek, hy stikkend en verpletter spiese, waans verbrand hy in die vuur. So hier is hulle weer eens besig om te getuig, nou kyk wat het die Here gedoen. Kyk na hoe hy deurgekom het, kyk na wat hy daar gedoen het, hulle vertel getuienisse, hulle vertel van God se grootheid en sy almagtigheid en wat hy gedoen het. En ons vergeet so maklik van God se dade in ons eie lewens, ons vergeet. En een ding wat my vrou baie beter as ek doen, is sy behou so 'n gebedsjoernaal vir ons gesin. So elke jaar as ons vir goed vertrou, dan skryf sy daar neer en selfs al doen ons dit, vergeet ons. En dan sê nou en dan as ons hom oopmaak, dan sien ons, hierdie het actually gebeur. Ons kan letterlik teruggaan en ons kan ons tik goed. Ons sê, Here, U het deurgekom. U het deurgekom en ek vertrou dat daar goeders is wat jy kan terugkyk en sê, Here, U het deurgekom. Ons kan onsself herinner dat ons God is almagtig, ons God is groot, maar hy is ook teenwoordig in ons lewens en ek vertrou dat ons nie sal vergeet van God se almagtige dade in ons eie lewens nie. En dan wanneer ons baie keer moeilike tye vasvang en ons tref hulle so in die gesig, dan moet ons weet jy wie my God is? Weet jy wat hy al vir my gedoen het? Hierdie is my God. Ons mis baie keer God se vermoëns, want ons vergeet wat hy al gedoen het vir ons. Ek kyk na al hierdie goed, die skrywers, die Koragiete het sê, kom, kyk na die dade van die Here. Hulle het gesê, kyk wat het God gedoen. Dat God is aktief betrokke met sy mense. So eerstens, God is vir ons. Hy is in ons en hy is met ons. En soos wat ek hierdie Psalm gelees het oor en oor hierdie week en ek skryf hierdie punte neer wat ek ervaar het met ek kom deel, het ek myself hierdie vraag gevra, Jesus, God is vir ons, en ek het myself vra, Here, is U regtig vir my? Is U regtig vir ons? Want ek kyk in my lewe en ek sien en ek kyk na my probleme en ek kan dit beskryf, maar my lewe is nie so sleg nie, maar dan kyk ek na ander mense en dan sien ek, daar's mense wat swaar kry. Mense wat erg deur moeilik, ek het nie eers obviously kan ek goed sê, God sal dit deurwerk vir die goeie en daar is 'n waarheid in dit, maar ek sien die pyn, ek sien die swaar kry, ek sien die situasies waarin mense is, waar hulle is in moeilike situasies, daar's pyn en daar's goed in my lewe wat ek voor vertrou en ek vra myself vir die vraag, glo ek dit? Glo ek dat God is vir my? Ek stem saam, hy is almagtig, hy is groot, hy het alles geskape, yes, dis maklik, maar is hy vir my? En soos ek hierdie eerlikwaar net voor die Here geneergelê het, Here, ek sukkel om hierdie te glo en ek beskryf my probleme en al hierdie challenges en die mense wat in my lewe is en my hart breek vir hulle en ek noem die name en ek sien soos Here, al hierdie goeders, al hierdie groot goed wat ek nie weet hoe om te hanteer nie en op daai oomblik sê die Here, weet jy wie ek is? En wat die Here vir my gesê het is, ons ken ons probleme so goed. Ons kan hulle beskryf. Ek kan vir die nadele verduidelik, ek kan vir die impak verduidelik, ek kan vir jou hele doktersgraad gee oor al my probleme en die mense om my se probleme. En die vraag wat God my toe vra is, hoe goed ken jy my? Want wat ons baie keer doen, ons raak so, ons mediteer op ons probleme. Ons laat dit ons wêreld bepaal en ja, ek sê nie dat jy nie regtig deur swaar tye gaan nie. Ek moenie my verkeerd hoor nie, maar wat ek dink ons moet onthou is dat weet jy hoe groot God is?
En wanneer ons probleme so groot maak vir ons, dan verloor ons perspektief. Ons vergeet, God, die heerser oor alle magte, hy is met ons. En die Here het vir my gesê dat ek is groter as jou probleme. Jou probleme is niks. Dit is klein, teenoor my, teenoor God. Dat God is vir ons. En dan kom die woorde wat sê, bedaar en erken dat ek God is. En dit is so 'n verandering, ewe skielik in hierdie Psalm. Ons praat nie meer van God nie, maar hierdie is God se woorde self. Bedaar en erken dat ek God is. En dis wat God so vir my kom sê, terwyl ek al my probleme van hom luister. Hey, bedaar en erken dat ek God is. Ander vertalings gebruik die woorde, wees stil en weet wie ek is. Bedaar, dit is nie 'n stil word en gaan sit langs 'n stroom instruksie. Hierdie versie is nog steeds goeie advies. Maar hierdie is 'n instruksie vir almal, of jy nou vir hom is of teen hom. Hierdie is vir elke nasie, vir elke persoon op hierdie aarde waar God sê, bedaar en erken dat ek God is. En wat baie keer gebeur is dat ons weet wie God is. Ons het al, ons kan 'n paar versies opnoem, ons ken hom, ons weet van hom, ons het intellektuele kennis van wie God is, maar wat ons nodig het is om te weet in ons wese wie God is. En dan kon ek nie uit my kry om te sê dat as daar 'n probleem inkom, dan kan ons sê, hey, hierdie probleem, hierdie versoeking, hierdie challenge, hey, jy weet nie wat ek weet nie. Jy weet nie wat ek weet. Jy weet nie wie my God is nie. So hierdie versoeking, hierdie moeilikheid, hierdie swaar kry, hierdie goed wat ek nie weet hoe om dit te hanteer nie, dat ek weet wie my God is. En dis baie keer wat ons onsself net moet herinner, waar God vir ons instruksies sê. Hy gee vir ons instruksie, wees stil en weet wie ek is. Hy sê, bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies. Ek is verhewe bo die aarde. Dat nie net is God vir ons nie net is hy in ons nie net is hy met ons nie, maar hy is bo ons. Dat God is bo ons, hy is bo ons verhewe, hy is bo die nasies verhewe. En al wat ons moet doen, is net onthou wie ons God is. En hoe lyk dit om te erken wie God is? Hoe lyk dit om te onthou? Hoe lyk dit om te weet wie God is? En ek het probeer net hierdie onthou of verstaan of te weet, okay, maar hoe lyk dit? Here, help my. En dis hierdie gebed wat ek gebid het, Here, help my om te onthou. Help my om nie te vergeet nie. En dit is baie maklik vir my om wanneer ek deur 'n moeilike tyd te gaan, stuur ek 'n gebedsversoek op 'n WhatsApp en dan voel ek, ek is nou besig om te erken, ek sit my vertroue in God en ek laat ander mense bid. Maar wat ons baie keer vergeet is om self te bid. Om self die Here te vra, dat in hierdie oomblik van nood, om te erken, Here, ek het nie al die antwoorde nie. Dit is om op daai oomblik te besef en te weet dat jy moet ophou veg. Die instruksie wat hierso gegee was vir alle nasies, maar dit was ook spesifiek vir die Israeliete, wanneer hulle 'n vyand gesien het, is hulle besig om hulle swaarde reg te kry, pyl en boog skerp te maak, wat ook al nodig was, hulle begin so goed gaan, en in daai oomblik het God gesê, bedaar, hou op veg. Want dit is wat ons baie keer wil doen. Ons probeer goed in ons eie hande neem, ons probeer aanhou self veg, aanhou uitsort. En ons kan nie, ons is nie goed genoeg nie, dat die enigste manier hoe hulle hierdie liedjies kon sing, is God se teenwoordigheid in hulle lewens. En hierdie woorde, ek is verhewe bo die nasies, ek is verhewe bo die aarde, het my laat dink, toe Jesus verhewe was bo mense. En daar was 'n oomblik op Golgotha, wat hierdie was hoe hy verhewe was. Hy was op 'n kruis. En hy het alle sonde, alle pyn op homself geneem. Verhewe bo ons almal. Hoe het Jesus dit gedoen? Hy het daai betaling gevat in ons plek. En daarom, as gevolg van dit wat Christus aan die kruis gedoen het, kan ons bedaar en erken. Hy het dit moontlik gemaak vir ons om intiem met God te wees en te erken dat hy God is.
Hoe lyk dit om te erken dat God is om te stop. Hou op veg op jou eie. Vra vir die Here vir hulp, vra persoonlik, bid, vra. Die Engels praat van intercede. Vra vir die Here vir hulp. En dan sê hy weer die koorgedeelte, die Here, heerser oor alle magte is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Mag ons stil wees en weet wie God is. Ek gaan hierdie Psalm weer deurlees en daarna gaan ons dit bietjie oefen ons gaan stil word, maar wat ek wil vra in hierdie oomblik van stil word is dat jy nie in die oomblik probeer aan niks dink nie. Dit werk nie. Dit is as iemand sê, moenie aan 'n pink olifant dink nie. Dan dink jy aan 'n pink olifant. Maar wat ek nodig het, of wat my versoek is vanoggend, en ons gaan hierdie oefen, is dat wanneer ons stil word, laat toe dat die Here jou wys, wat is daai probleme? Wat is daai versoekings? Wat is daai swaar kry, daai moeilikheid wat nou vir jou groot is? Maar wat ons nodig het om te bedaar en te weet wie God is ons moet onthou wie God is. So in hierdie tydperk van stilte, nadat ek hierdie Psalm gelees het, fokus op wie God is. Vra vir hom om homself te bewys, om te wys, wie is hy? Is hy, bewys hy vir jouself as die geneeser, as die groot God wat kan genees, as die voorsiener. Wie is God vir jou? Dat ons perspektief van God sal groei. En ons perspektief van ons probleme sal in lyn kom met wie God is. Ek lees hom weer. God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud en die berge wankel in die hart van die see nie. Sy waters kan maar woed, kan maar skuim, berge kan maar bewe in sy dreuning. Daar is 'n rivier. Sy watervore verskaf vreugde aan die stad van God, die heiligste woonplek van die Allerhoogste. God is in haar midde, sy sal nie wankel nie. God sal haar help wanneer die oggend aanbreek. Nasies was onstuimig, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem laat hoor, die aarde sidder. Die Here, heerser oor alle magte, is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Kom, kyk na die dade van die Here. Hy wat skrikwekkende dinge op aarde doen, wat oorloë laat ophou tot aan die einde van die aarde. Bo breek hy stukkend en hy verpletter spiese. Waans verbrand hy in die vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies. Ek is verhewe bo die aarde. Die Here heerser oor alle magte is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Kom ons vat 'n tydjie en bedaar en onthou wie God is.